Goeiemôre. Dis so lekker dat ons vanmôre op hierdie pragtige Sondagoggend kan gesels oor die Here wat vir ons so lief gehad het dat hy sy Gees vir ons gegee het. Ons begin met Pinkster vanmôre. Barry donderdag aand het Barry 'n belangrike vraag gevra. Wat sou gebeur as Jesus nie opgevaar het na die hemel toe nie? En ek wil gou vir jou vanmôre vra, wat dink jy sou gebeur? Maar terwyl ons met die gedagte in ons kop sit, kom ons maak ons oop en ons wy vanoggend aan Vader. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan saam luister na u woord. Dankie dat ons vanmôre kan sien dat elkeen van ons, Here, nie net sommer iets is wat gebeur het, maar dat elkeen van ons 100% beplan was deur u in die hande van genade lewe en dat u alles vir my weet, maar dat u ook alles vir my na die beste van u vermoë beplan het. Geef my genade dat ek dit vanmôre sal kan besef en kan raak sien. Amen. Wel, as Jesus nie opgevaar het na die hemel toe, sou daar 'n paar goed nie gebeur het nie. Eerstens, daar sou nie kerke gewees het nie. Want die Heilige Gees het na Jesus opgevaar het na die hemel, is uitgestort oor sy apostels en al die kerke wêreldwyd is deur die nalatenskap van die apostels wat kerke gestig het geskep. Daar sou nie kerke gewees nie. Tweede instansie, as Jesus nie opgevaar het na die hemel toe nie, sou Jesus op 'n sekere plek alleen gesit het en ons sou toue staan vir dae lank om net vir Jesus te sien om afhanklik te wees van hom. Wel, maar wat 'n nadeel sou dit ingehou het vir my en vir jou as Jesus nie opgevaar het na die hemel toe nie? Toe Jesus opvaar na die hemel, het hy vir sy disippels die opdrag gegee van gaan na die nasies toe, maak hulle my disippels, doop hulle in die naam en leer hulle. Die groot enkel krisis is, as die Here Jesus nie opgevaar het nie, sou ons nie die opdrag gekry het en ons sou nie bemagtig geword het om God se werk op aarde te doen nie. Nou dit klink nou vreeslik mooi, dominee-agtig en kerkagtig, maar ek wil gou vir jou vanmôre vra dat jy oefening saam met my sal doen. Ek wil vanmôre vir jou vra, maak jou oë vir 'n oomblik toe. Ek wil vir jou vra, kry die prentjie van Jesus se gesig in jou gedagte. En as jy die prentjie van Jesus se gesig in jou gedagte het, wil ek vir jou vra, kyk stip in sy oë en hy sal jou stip in jou oë kyk. En laat hom toe dat hy vanmôre vir jou sê, ek bemagtig vir jou, sit jou naam in, om my koninkryk op aarde te bou. Dis heeltemal iets anderster. As wat mense net hoor, ja, maar die Here het vir ons 'n opdrag gegee. Ons Vader in die hemel, die skepper van die hemel en die aarde, het voor die skepping jou al beplan. Hy het al vir jou geweet, voor hy nog geskep het, en op grond van jou het hy geskep. Ons Vader in die hemel en sy Seun Christus Jesus kyk jou vanmôre ernstig in die oog en sê vir jou, maar ek gee vir jou 'n opdrag om my koninkryk uit te bou op aarde. En jy sit vanmôre en jy sê vir jouself, maar ek het nie tyd nie. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek het nie die gawes gekry nie. Ek gaan vanmôre al hierdie leuns ontbloot. So die eerste ding waar ons vanmôre gaan praat is waar kom die gawes van die Gees? As ons dan praat oor die Heilige Gees wat oor ons disippels gekom het en hulle het gawes gekry. Waar is die krag van die gawes wat ons elkeen het? En baie mense sal as ons hierdie vraag vra sê, maar is gawes en is talente dieselfde ding? Ja, nee, dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Vir 'n feit moet jy weet vanmôre, dat God jou op 'n bepaalde manier beplan het nog voor die skepping, en dat hy die vermoë in jou ingebou het, nie in ons as mense, 'n klomp skape wat almal regop loop, maar in jou persoon, in jou naam, en daarom weet God elke dag vir my aangaan. Hy het hierdie vermoë in jou ingebou, hierdie gawe van hom, en jy moet dit net ontdek. En as jy dit nie ontdek nie, wat die gevolg daarvan is. So die eerste ding wat ons vanmôre vir mekaar sê, en dis wat mense partykeer sê, maar ek het nie gawes gekry nie, ek het nie soveel talente gekry nie. Die Bybel is baie duidelik van wat die ou gedoen wat sy talente gekry het en dit begrawe het, nê. Hy is eintlik gestraf daaroor. Maar kom ons begin net eers by die begin en ons vra vir onsself, wie het almal gawes gekry? Of om die vraag, hy sê, julle moenie aan die Romeine 12 vers 2.
Hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. En dink ons altyd, ja, ons moenie sonde doen nie. Dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan nie oor dat die Bybel vir ons sê, moenie na die geskree van die wêreld in jou ore luister nie. Hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar, en dan sê hy, laat God julle verander, hoor mooi, deur julle denke te vernuwe, dat jy nuut kyk na goed. Dan sal jy onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Laat God toe dat hy jou denke vernuwe, dat jy anders dink. Moenie toelaat dat die wêreld die manier bepaal hoe jy dink nie. En as ons dit vir mekaar sê, dan kom ons by die volgende vraag, maar wie van ons het gawes gekry? En om dit te doen, gaan ons na vers 6 kyk. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God, en dan die woorde, aan elkeen van ons gegee het. Elke liewe persoon het genadegawes. God het dit in hom ingeskep van die begin af. En of dit jou talent is, en of dit jou gawe is, dit maak nie saak nie. Dit is in jou, jy moet dit ontdek. Jy moet dit begin gebruik. So as jy vanmôre vir jouself die leuen vertel, ek het nie gawes nie. Al wat jy doen is, jy ontmoedig jouself en jy maak jouself lam. Jy vat hemelse krag wat God in jou ingebou het, in jou inbeplan het, ontneem jy jouself van, omdat jy sê ek het dit nie. So die groot gevaar is, eerste instansie dat ons vir onsself lieg en sê, maar ek het nie gawes nie. Maar die tweede instansie, jy lieg vir die hele wêreld en vir God se kinders, maar jy lieg vir God. Jy lieg vir God om vir God te sê, ja, dis nie my ingeskakel nie. Dis soos iemand het hierdie fancy laptop kry en hy kan al hierdie goede doen, maar al wat jy met hom doen is, jy stoor jou familie se telefoonnommers op hierdie se laptop, wat alles kan doen. En dan sê jy, maar my laptop is nie in staat om al die ander goed te doen nie. Die probleem lê nie by die laptop nie, die probleem lê by jou. En om vir God te lieg, gaan God jou straf. En die straf wat God uitgedink het, is om jou oor te laat in jou eie denke. As jy vir jouself sê, ek het nie gawes nie, dan sê God, as jy het wil glo, en dan lewe jy 'n paptaier lewe. En jy lewe 'n minderwaardige lewe. Jy lewe 'n lewe wat jou oorweldig enige plek wat hy kan. Jy lewe as 'n slagoffer van jou omstandighede en van die toestand van lewe. En jou lewe is nie 'n vreugde en 'n fees nie. En dis wat God vir jou beplan het. Hy bemagtig jou. Hy gee sy hemelse krag as sy gawe binne in jou en dit in jou ingeskep. En ons moet dit onthou. So, waar kom die gawes vandaan? Die gawes kom van God self af, van Jesus Christus self af en het in jou ingebou. En dan die volgende ding wat mense sê is, maar wat gelyk staan aan ek het nie gawes nie, is hierdie ding wat gelyk staan om te sê, ja maar party mense het gawes, party mense het nie gawes nie. En dis eenvoudig net nie waar nie. Hoor gou 'n bietjie mooi. Vers 4 en vers 5. Vers 4 en vers 5 sê, ons is baie lede van een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Met ander woorde, soos jy lede in jou liggaam het, jy het 'n voet en jy het 'n hand en jy het 'n oog. Die voet kan die werk van die hand doen, maar dit gaan baie moeilik wees en dit is baie ongeoefend. Ons het al mense gesien wat dit kan doen, maar dit is ongelooflik moeilik. Maar die hand kan nie die werk van die oog doen nie. En hier sê hy dit. Hy sê ons het niemand ons is almal baie in Christus een liggaam en almal het afsonderlik, al die lede is afsonderlede van mekaar. Ons almal het genadegawes wat vir mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Volgens die genade. En hier lees ons nie, okay, maar God het vir ons gawes gegee nie. En daai ding het ons nou al klaar vanmôre al deur gepraat en ek dink dit is duidelik genoeg. Maar wat ons hier moet lees is as jy nie jou gawe beoefen nie, as jy nie jou gawe ontgin nie, as jy nie jou gawe begin gebruik in diens van die koninkryk van God nie, is jy die oorsaak dat die liggaam van Christus lam raak, of krippel raak, of blind raak, of doof raak. Hoor vir my baie mooi, en dan moet geen misverstand in my en jou hart wees vanmôre nie. Elke liggaamsdeel, sê hierdie gedeelte, het 'n funksie. En as elke liggaamsdeel nie hierdie funksie vervul nie, dan maak hy die liggaam gestremd. En dis wat ek vanmôre vir jou wil vra. Ek wil nie vir jou vanmôre oortuig jy het 'n gawe nie. God het klaar dit vir ons gesê. Ek wil vra vanmôre vir jou,
kyk diep binne in jouself. Is jy die een wat oor die kerk sal dink, maar die kerk funksioneer nie so goed nie. Die kerk maak al die foute. Miskien is dit omdat jy nie jou funksie vervul nie, dat jy die liggaam gestrem het en die liggaam nie by sy funksie kan uitkom nie. En dis die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê. Die eerste ding wat ons mekaar moet sê is, waar kom die krag van die gawes vandaan? Die tweede instansie moet ons mekaar praat van wat is die gawes? En is hierdie gawes 'n lus of 'n las? Nou, dit kan al twee wees, glo my vry. So, kom ons kyk net gou 'n bietjie na Romeine 12 en julle het al gehoor ons lees vanmôre uit Romeine 12, die twee hoofteksgedeeltes Romeine 12 en dan Korintiërs 12. Korintiërs 12 praat oor die gawes en Romeine 12 praat oor die gawes. So kom ons kyk eers gou ons aan sien wat is die gawes. 1 Korintiërs hoofstuk 12 vanaf vers 28 beskryf die gawes. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Hy praat nie van 'n gawe nie, hy praat van 'n taak, né? Ten eerste is daar apostels, ten tweede daar profete, derdens leraars. Verder is daar ook die wat wondertekens doen, die wat die genadegawe ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, om ongewone tale of klanke te gebruik. Is almal miskien apostels, is almal profete, is almal leraars. Kan almal miskien wondertekens doen? Het almal die gawe om mense gesond te maak of gebruik almal miskien ongewone taal of klanke en kan almal dit uitlê? So in ander woorde, hier word die gawes vir ons geskep en hier word weer duidelik klem daarop gelê dat elkeen van ons se gawe verskil van die ander gawes. Ek sal nou praat oor die volgorde van die gawes, want interessant nogal, party ons wat die hele ding van gawes misverstaan, begin hierdie ding kategoriseer om te sê, maar jy weet, as jy die gawe het om te dien, dis nie so 'n belangrike gawe nie. Gawe om in taal of klanke te spreek, dis nou vir jou 'n belangrike gawe, of gawe om te profeteer, dis nou vir jou 'n belangrike gawe. Alright, ons sien hier die gawe van ongewone taal of klanke is iemand die heel laaste gelys word. Maar in 'n geval, kom ons kyk gou 'n bietjie wat sê Romeine 12. So 1 Korintiërs hoofstuk 12 lys vir ons die gawes. Wat Romeine doen is, Romeine interpreteer die gawes vir ons. Romeine gee vir ons die voorwaardes, die parameters waarin hierdie gawes moet gebeur. En hierdie gawes, die parameters waarin hierdie gawes moet gebeur, bepaal of 'n gawe 'n lus of 'n las raak. En hoor mooi, daar van die tweede helfte van vers 6 af, hoe praat Romeine hieroor? Hy sê, as jy die gawe het om God se boodskap te verkondig, dan gee hy voorwaarde. Laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Jy kan niks bysit nie, jy kan niks wegvat nie. As jy die gawe van profesie het, jy kan niks by die Bybel bysit nie, jy kan niks by die Bybel wegvat nie. As jy die gawe van ongewone taal of klanke het, jy kan niks bysit, jy kan niks wegvat wat in God se woord staan nie, in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, voorwaarde, laat ons dan dien. Met ander woorde, dit word vir ons gesê, laat dit in nederigheid gebeur. Laat dit in liefde gebeur. As ons dan die woord van God verkondig, in nederigheid en liefde, dis die woorde wat hierby kom. As dit is om te dien, laat ons dan dien. Moenie liggaam lam maak nie, en as jy dit doen, doen dit in nederigheid. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat ons sonder bybedoelings wees, met nederigheid en met liefde. En as ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Nederigheid en liefde is die woorde wat beskryf hoe hierdie gawes moet gebeur. En daar is 'n reuse misverstand in ons harte. Dat ons baie keer dink, dis my gawe en dit maak mense arrogant. Daar het 'n vroutjie met my gepraat wat in ons gemeente is, 'n mamma van 'n babadogtertjie. Haar familie was almal in ons kerktradisie en toe het 'n gedeelte van die familie nou tot bekering gekom en deel geword van 'n charismatiese kerk waar niks fout is nie. Elkeen van ons dien die Here waar ons was. Maar sy sê toe vir my, wat moet sy doen? Want elke keer as daar familiebyeenkoms is die skoonsussie die een wat haar half uittrap, omdat hulle in die verkeerde kerk is. En die skoonsussie trap haar half uit, dat sy nie in tale kan praat nie. Of dat sy nie hierdie wonderlike gawes kan doen nie.
En dan sal sy sommer in tale begin praat daar terwyl hulle kos maak en sy weet nie hoe om dit te hanteer nie. As mens hierdie gedeelte lees, is daar 'n groot waarskuwing. Hoor mooi, dit is die derde ding waarby ek wil uitkom. En die waarskuwing is vanmôre op die ongelooflikste mooiste plek en hy sê, en dis in vers 2. Hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God jou denke vernuwe wat ons net gepraat het. Dan kom vers 3 en hy sê, kragtens die genade wat aan my gegee is, wat Paulus van praat. Hy sê, en wat aan elkeen van ons is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer toe daarop om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen van ons gegee het. Die gawe is nie joune nie, dit is God se gawe wat hy gegee het sodat jy hom kan dien. Daar moet beskeidenheid wees, daar moenie arrogansie daar wees nie. Die gawe moenie daar wees om jou te vereer nie. Jou gawe is daar om die koninkryk te dien. En dis hierdie reuse waarskuwing waarmee ek wil afsluit vanmôre. As ons dan gaan na Korintiërs hoofstuk 12 toe. Korintiërs hoofstuk 12 praat dan vir al die goed en hy kom by vers 30 en hy sê het almal van ons die gawe om klank uit te lê. En dan kom vers 31 en hier moet ons nou konsentreer. Hier staan: lê julle liewer toe op die beste genadegawes. En as ons omdraai, kyk ons na een van die mees misverstande gedeeltes in die Bybel, en dan sê hoofstuk 13, en nou wys ek vir julle wat die allerbeste is. Met ander woorde, hoofstuk 12 en hoofstuk 13 vloei aan mekaar. Hoofstuk 12 lys die gawes van die Gees, hoofstuk 13 kom en hy verduidelik dit en hy gee die waarskuwings daar. Hy sê, kom ek wys vir julle wat nog die allerbeste is. En dan begin hy by die een wat die meeste gebruik en misbruik word tot mense se eer en voor. Hy sê, al praat jy die tale van mense en engele, maar daar is geen liefde nie, het jy 'n klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. Met ander woorde, hy gebruik hierdie gedeelte en hy sê, as jy die gawe van tale het en jy gebruik dit verkeerd. Ek weet nie of julle kan onthou, in die ou tyd het jy sulke metaal asblikke gekry met sulke metaal asblik deksels nie. En die grootste irritasie was iemand daai deksel optel en hy vat 'n stok en hy slaan teen hom en hy skree. Dis presies wat die Bybel hiervan praat, dat iemand langs jou staan en hierdie woorde word so afstootlik. Dit word so totaal onnatuurlik. Dit maak hierdie wremel in jou wakker. Want al wat hy doen is hy staan op 'n asblik deksel en slaan en hy maak 'n massive geraas en dit is 'n ongelooflike irritasie. Hy sê, as dit nie die tale nie in die parameters van nederigheid en liefde gebeur nie, dan het jy raserig geword. Nie raserig nie, raak irritasie vir almal. Hoor mooi, hoe praat hy oor apostels, leraars, profete? Hy sê, al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, 'n apostel en 'n leraar, of al ken ek al die geheimenisse, 'n profeet, of al besit ek die kennis, of al besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit. Met ander woorde, hy praat van die gawes hierso nie. Hy sê, al het jy al hierdie gawes, al doen jy dit perfek. Hy sê, maar jy het nie liefde nie. Hoor mooi, hoe beskryf die Bybel jou identiteit? Dan sê hy, dan is jy niks. Dis nie, dan het jy niks nie. Dan is jy niks. Dan is jy egosentriese, wêreldsgerigte mens wat dinge doen vir jou eie voordeel en vir jou eie eer. Hy sê, al deel ek alles wat ek het aan ander uit. En al gee ek my liggaam prys om my daarop te bekroem, maar ek het nie liefde nie, dan baat dit my niks. Al is ek die beste mens op aarde. En ek gee alles uit. Hy sê, dan baat dit my niks nie. En nou kom vers 4 en tot by vers 8 en ons gaan net tot daarby lees vanmôre. En vers 4 sê vir jou, wat is die bewys daarvan dat die gawe wat jy gekry het in die regte maat funksioneer, met die regte hoeveelheid liefde en met die regte hoeveelheid nederigheid? En dan beskryf vers 4, die liefde is geduldig. Is jou gawes geduldig? Is dit vriendelik? Is dit nie afgunstig nie? Het moet nooit groot praterig wees, het moet nooit verwaand wees nie. Nee? Hierdie ouens wat ons so irriteer, partykeer met die manier waarop hulle gawes beoefen. Dit handel nooit onwelvoeglik nie. Dit soek nooit sy eie belang nie. Dis nie lig geraak nie.
Dit hou geen boek van die kwaad nie. Dan vertel nie vir jou wat 'n kerk jy is of hoe swak, hoe sleg jy is en jy is nie werd om gered te word nie. Jy is klaar gered. Ons het dit gedoor donderdag aan. Dit verbly hom nooit oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. En dan hierdie woorde. Dit bedek alles. Dit hoop alles, dit verdra alles. En dan klink hy dit om met vers 8 en ek wil hê ons moet mooi hoor wat vers 8 sê. Hy sê die liefde vergaan nooit nie. Nie op aarde nie, nie in die hemel nie, nie in die ewigheid nie, nie in die geskiedenis. Die liefde vergaan nooit nie, want dit kom van God af. Om God se boodskap te verkondig sal verdwyn. Daai gawe wat mens het, sal verdwyn. Die gawe om ongewone klanke of tale te gebruik sal ophou. En die van kennis sal uitgedien raak. Mag Vader jou van twee onbeskryflike belangrike goed vanmôre herinner. Eerste instansie, jy is gebore met 'n gawe sodat jy jou doel op aarde kan ontdek. Tweede instansie, as jy nie jou gawe ontdek nie, is jy die een wat die liggaam gestremd maak, lam maak, blind maak, doof maak. Derde belangrike ding, die gawes is tot eer van God. Dis tot eer van sy koninkryk, nooit tot eer van die een wat die gawes ontvang het nie. Mag Vader jou die genade gee, dat jy sy koninkryk op hierdie aarde vandag al kan uitbrei, met die gawes wat hy vir jou gee. Amen. Here, dankie dat ons kan stil word. Dankie vir u gawe in my. Dankie Here, dat u nie vir my kans gee om weg te kruip nie. Dankie dat u my herinner om gelyk te word aan hierdie sondige wêreld, Romeine 12, beteken dat ek so na die wêreld luister, ek kan nie meer u stem hoor nie. Sê, maar laat u my denke verander, laat ek anders begin dink oor my finansies, oor die ekonomie, oor die politiek, oor die doel van my lewe, en dat ek die vreugde in die lewe ontdek. Laat u my denke verander, Vader, sodat ek kan onderskei wat u wil is, en wat vir u goed is, en wat vir u aanneemlik is, hoe u wil hê ek moet lewe met vreugde en vrede, en wat volmaak is. En dis 'n volmaakte lewe wat u vir my gee. Jy moet my net herinner daaraan, nie klap my teen my kop, dat ek weer vanmôre dit mooi sal hoor, en dat ek hier in gemak sal terugsak nie. Amen. Mag Vader vir jou asseblief hierdie week seën. Mag hierdie Pinksterweek vir jou belewenis wees. Mag jy die krag van die Heilige Gees in jou ontdek, soos die apostels en die disippels het ontdek het, toe die krag van die Heilige Gees oor hulle gekom het. En mag jy sy getuie wees in Judea, mense by jou, Samaria, die ouens wat nie soos jy dink nie, maar wat rondom jou is, wat petrol in jou kar gooi, wat jou by die til bedien, en tot in die uithoeke van die aarde. Amen.